Goeiedag geliefde. Vandag lees ons uit Lukas 23 vers 33 tot 43. Toe hulle by die plek kom wat die Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n ander opskrif bokant hom: dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom: ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons wees eerlik, ons kom op punte in ons lewens waar ons net besef dat ons moet nee sê omdat die ding so onbekostigbaar is. Of dit nou 'n rekening is wat ons nie kan betaal nie, en of dit nou iets is wat ons wil hê, of ons kinders wil hê, of iemand wil hê, en dit is net vir ons onbekostigbaar en ons moet daarvoor nee sê. Maak baie keer seer as 'n mens moet nee sê. Val as jou kinders iets spesiaals by jou wil hê en jy wil dit graag vir hulle gee, maar jy kom agter is onbekostigbaar. Jy sal dit nooit kan doen nie. Dan moet jy op die punt kom waar jy sê: nee, ek het dit nie, ek wil dit nie betaal nie, ek kan dit nie betaal nie, ek sal dit nie betaal nie, ek gaan dit nie betaal nie. En dan kom die seun van God aan 'n kruis en hulle vermoor hom letterlik. Hulle verniel hom. Dit is 'n absolute bespotting hoe hy daar gekom het met die skynverhoor. En hy het alle rede om woedend te wees. Hy het alle rede om daar af te klim en vir hom 'n legioen engele saam met hom te bring en kaalvuis onder die mense in te klim. Maar hy doen dit nie. In sy sterwensoomblikke kom hy eerder met iets onbekostigbaar. En kom gee hy vir hulle, daar rondom die kruis, daar rondom hom en vir my en vir jou, wat aandadig is aan die rede dat hy daar gehang het as gevolg van ons sondige ingesteldheid. Kom gee hy iets wat geen mens kan bekostig nie. Vergifnis. Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Ek en jy kan so maklik op ons perdjies spring en sê: ek sal vergewe, maar nie vergeet nie. Ons kan maklik op ons perdjies bly en sê: maar ons sal nie vergewe nie. Die onreg wat my aangedoen is net te groot en ons het 'n siek samelewing as gevolg daarvan. En baie keer is ons in ons eie emosies en ons gees siek. As gevolg van ons eie onvergewingsgesindheid, want ons kan net nie vergewe nie. Daai prys is vir ons onbetaalbaar, te hoog. Ons weier. Hoeveel te meer vir die seun van God, wat met alle heilige respek behandel behoort te word. Dit wat aan hom gedoen is. En hy kom wys vir ons hoe lyk dit, om 'n onbekostigbare prys te betaal. En dankie Here dat hy dit gedoen het. Anders was jy en ek vandag verlore. Dis 'n duur prys. Maar dis wat hy kom betaal het. So dit was nie vir hom onbekostigbaar nie. Hy het geweet ergens in hom, dit kan gedoen word. En hy het die genade en die liefde in hom gevind om dit te doen. Wil ons nie maar net weer gaan dink oor ons lewens en ons houding teenoor ander, veral die wat ons te nagekom het, wat vir ons seer gemaak het. En nie sommer net sê: dis vir my onbekostigbaar nie. Maar dat ons
soos Christus se opdrag is. Kom ons gaan vergewe, soos hy vergewe het. As jy hoegenaamd ietsie van Christus se lyding met hom wil saamleef in hierdie lydingstyd, doen dit. Vergewe. Betaal maar daardie onbekostigbare enetjie. Shalom.